Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Andrei, die skroesnaakse hypnotiseer, vermaak Suid-Afrikaners al vir die afgelope 35 jaar met produksies waarin lede van die gehoor die sterre van die vertoning word. Hy kuier vanoggend hier by ons en hopelik gaan niemand later ons twee soos 'n hoender laat kakkel nie, Pieter. Asseblief. Goeiemôre, Good Morning. Welkom by die program. Heerlik om hier te wees, dankie. Andrei, hoe het jy aanvanklik betrokke geraak by hypnotisering? Maar weet jy, ek het maar al my liewe drama gedoen, so die idee was my TV-programmetjie en al daai goeters en toe my drama-onderwyseres toe na matriek, ek seker 10 jaar by haar gewees. Toe sit sy daar en sy sê vir die enetjie, "O, jy gaan 'n dramaturg wees en jy gaan opera sanger wees." Sy kom by my en sy haver, maar sy kom nie by 'n antwoord nie. En sy sê, "Wie jy gaan 'n nuusleser wees." En ek was like, 10 jaar se drama. So was maar so van 'n logiese progressie. So ek het nou Max Colley gesien. Hy was daai tyd die hypnotiseer van die dag en dit was onmiddellik. Ek wil dit doen. So, en hoe lank het daardie opleiding vir jou gevat? Dit was aanlopend. So daai dae was jy geskool soos 'n leermeester. Jy kon dit nie deesdae kan jy 'n kursus gaan doen en hulle lei jou op. Daai dae kon jy dit nie doen nie. Dit was oorgehandig. So ek het letterlik vertoning na vertoning gesit vir seker 2-3 jaar. Aand na aand. Sy vertonings gekyk en dan na die tyd sou ek sê, okay, hoekom is die? Waarom is daai? Wat van die? Jy weet, so ja. Waar die opleiding gekom het. Moet 'n mens nou soos dit in die flieks verskyn met 'n pendulum sit en die mense net so in die slaap maak, of is daar ander moderne tegnieke wat eintlik gebruik word? Ek het nog nooit 'n pendulum gebruik nie. En ja, maar soos jy die aanvaarbare norm. En as mens 'n terapie doen en 'n kliënt sê vir jou, ja, jy weet ek het nog gesien die pendulum, dan weet jy, okay, hier is presies waar ek moet gaan gebruik 'n pendulum want dit gaan vir hom werk. Maar op die verhoog moet ek baie vinniger 'n resultaat kry. Ek moet baie vinnig bepaal wie gaan die ster wees van die vertoning. En as hypnotiseer nou, ons ken jou nou vir die vermaaklikheidsaspek daarvan, maar is dit ook iets wat jy andersins doen vir medies, vir daai tipe van goeder? Dis nou nie 'n area waarin ek gaan nie. Ek is opgelei in dit, ek ken dit, maar ek is nie medies gekwalifiseerd nie en ek beveel dit sterk aan. Maar so enige vorm van terapie, letterlik soos 'n pil, as jy daarin glo, dan kan hy fantasties werk. Maar as jy bietjie skepties is of jy's nie lief vir hipnose nie, dan is dit maar iets wat jy eerder nie moet doen nie. En dan is ook nie 'n miracle soos hulle sê nie, want jy kan byvoorbeeld gewig verloor, maar dis nie een hipnose sessie nie. Dit vat 'n hele paar. Ja, en dit is eintlik nie soos wat jy nou sê, mense moet dit glo en dit is eintlik nie net die hipnose wat kan help met gewigsverlies of om op te rook of sulke goed nie. Dit is 'n hele proses wat jy in plek moet sit waar jy eintlik dit elke dag beoefen om nie daai gewoonte meer te doen nie. Ja. Dit is soos jy dis baie belangrik met terapie is mens moet dit sien as deel van 'n groter behandeling. En as jy dit dan so beskou, dan daai pilletjie is nie 'n slegte ding in die groter want die uiteinde is nog steeds die resultaat. Andrei, maar daar's baie mense en ek dink veral by 'n vertoning, mense gaan kyk 'n vertoning en dan sê hulle, man, hy gaan met my niks reg kry nie. Hoe kies jy? Hoe weet jy wie's die mense wat dit nie gaan werk? Ja, gelukkig ons is soort van geprogrammeer per ongeluk dat as ek vra vir verrigers, daar's 'n sekere hoeveelheid mense wat gaan onder hipnose gaan en dit is vir hulle soos 'n roeping. So hulle hoor dit en hulle is op. So daai ouetjie wat eerste op is, daar's al klaar. Ek sê nou hier gaan die vertoning lekker gaan. So dit is so antwoord wat jy sukkel. Dan moet jy gaan kyk want daar's twee soorte. Daar's jou derde en vierde vlak hipnose ouens. Hulle gaan goed reageer, maar jou eerste en tweede vlak, hulle is baie lig. As ek nou byvoorbeeld sê, moenie dink aan 'n pink olifant. Dink ons onmiddellik aan 'n pink olifant. So dis eerste, tweede vlak. Is lig, maar jy kry 'n reaksie. So jy moet nou maar manipuleer en hoop die mense begin reageer. So obviously there's people that are a lot more susceptible to it and a lot more. Can you spot that person like a mile away from just the little intro that you do in your show? It's terrible, but I can. Yes, it is. But it's 35 years of experience. Yes, I have to admit I can, and with relatively good accuracy, I can say, okay, well, this is definitely going to go, and this one's not. I just finished the season now, and this usher came before the show. It's like, oh, I'm coming to your show. I'm coming to volunteer. And I was like, oh, you were it. You're going to be the star. He was the star. He was the star. Gepraat van sterre, interessant genoeg, jy die president
Watter president het jy gehipnotiseer? O nee. Ek is die president van die Suid-Afrikaanse jy is die president. Biologiese Vereniging. Daar is 'n paar presidente wat ek graag wil maar gaan en kyk daar's natuurlik 'n paar wat ek wil wakker, maar Ek het nou so gehoop ons kan vra dat jy een van hulle. Maar dis 'n baie groot titel. ja, die gatkruip. Letterlik. Maar vir Ja. mense wat nie weet nie, Ja. wat is speleologie? Dis 'n vreeslike woord. Daai is enorm. Speleologie. En die tyd van die oggend is dit Ja. nou nog moeiliker. Dit is nou sal ek sê behoefte om ondergrond te gaan. So ek in my spaartyd is ek onder in die grond in grotte wat nie oop is vir die publiek nie. So ek admireer Suid-Afrika van die onderkant af. Hoe het jy daarbey betrokke geraak? Hy maar weer ek was seker maar matriek toe gaan werk ek as 'n toergids by Sterkfontein grotte. Dit was nou my passie en toe na 'n jaar toe sê hulle jy moet my goed vat en loop. Lang storie, ek gaan nie betrokke raak oor hoekom nie. Maar toe dink ek weet jy wat ek sal my eie grot oopmaak. En ek's daar weg en ek het begin grotkruip saam met die klubs en iewers langs die pad het daai soort van doelgerigte toerisme groot ding oorgedraai na beskerming en eksplorering en ja, dis wat ek nou al die jare doen. So it's what they call in English spelunking. Spelunking, that's the word. That's a yeah. Wel maar dis vir my so interessant net. Dink net die werk wat hy doen en daai verkenning wat jy doen. Jy weet daai van jy gaan hier in die grond in. Ja. En dan jou uitlaatklep is dan die shows. Soos ons jou ken en jy 'n bietjie vir ons skreeusnaakse hipnotisering doen. Kyk heeltemal mal op die verhoog. So ek dink wat hulle in die grot in my brein doen, haal ek op die mense uit in die aand. Ja. En waar kan ons dit nou sien? Waar is die volgende shows? Ons wil graag dat ons kykers ook bietjie vir jou kom kyk. So ek is aan die toer. Ek skiet nou weer volgende week Kaap toe. So ek is reg oor die land die hele jaar en hulle kan maar op my webwerf gaan www.skaterlag.com dis maar waar al die datums is soos hulle kom. Ek het natuurlik daar so 'n lieflike videoetjie wat ons nou verfilm het. Hier in 'n gastehuis waar hulle my diep is Dark Secrets. Aha. Ek het weet daai dag te veel gepraat. So dis vervang en mense is slaap met andre.com. Hulle kan soontoe gaan. Dit link hulle aan hierdie video. Dis 'n streaming video. So dan kan hulle nou 'n bietjie die ander kant van Andre sien. Ag Andre, baie dankie dat jy vir ons kom kuier. Ag maar dit was heerlik. Dit was heerlik. Baie dankie. En ek is Pieter Koen en dit is goeiemôre. Good morning. Ek sit nou hier en dink, is ons nou gehipnotiseer soos wat ons nou sit, maar dit was fantasties om jou hier te hê. Dit was heerlik. Dankie julle. Ek hoogs waardeer. Daar's 'n paar manne en dames wat hy egter moet hipnotiseer, maar dis nie noodwendig ons nie. Ons sien jou net hierna, dan kuier ons finansies.